Breuke met eksponente en wortels. Ken jy nou al die eerste paar vierkante en vierkantswortels? Wanneer jy enige van hierdie getalle sien, moet jy hulle kan herken as 'n vierkantsgetal. Gaan bestudeer gerus weer die vierkante en wortels van die eerste 12 getalle. Net so moet jy ook al die eerste 6 derde magte en derde magswortels sommer vinnig kan herken. Ons begin met 'n voorbeeld, kwadreer 'n breuk. Wat beteken dit nou weer? Ons kan ook sê ons werk die vierkant van 'n breuk uit. Die vierkant met sy sye wat almal gelyk is en is gelyk aan 'n half. So om die vierkant uit te werk is dit mos 'n half maal 'n half, of ons sê 'n half kwadraat. Kyk mooi, die kwadraat is oor die hele breuk. So wat sê ons eksponentewette? Ons moet die mag toepas op al die gedeeltes binne in die hakkie. 1 kwadraat en ook 2 kwadraat. 1 kwadraat is 1 en 2 kwadraat is 4. Die vierkant van 'n half is 'n kwart. En wat doen ons met 'n vierkant van 'n negatiewe breuk? Die reël sê, as ons 'n negatiewe getal verhef tot 'n ewe getal mag, dan word die minus 'n plus. Die antwoord gaan positief wees. Ons verhef al die gedeeltes binne in die hakkie tot 'n mag. 1 kwadraat en 2 kwadraat. 1 kwadraat is 1 en 2 kwadraat is 4. Die vierkant van minus 'n half is 'n kwart. En as ons 'n breuk verhef tot die derde mag, weer moet ons die mag toepas op al die gedeeltes binne in die hakkie. 1 tot die mag 3 en ook 2 tot die mag 3. 1 tot die mag 3 is 1 en 2 tot die mag 3 is 2 maal 2 is 4 maal 2 is 8. 'n half verhef tot die mag 3 is 1/8. En 'n negatiewe breuk verhef tot die derde mag. Die reël sê, as ons 'n negatiewe getal verhef tot 'n onewe getal mag, dan is die antwoord negatief. Ons verhef al die gedeeltes binne in die hakkie tot die mag. 1 tot die mag 3 en ook 2 tot die mag 3. 1 tot die mag 3 is 1 en 2 tot die mag 3 is 8. Minus 'n half verhef tot die mag 3 is minus 1/8. Ons kyk na vierkantswortels. Ons voorbeeld is die vierkantswortel van 4/9. Omdat ons nou met deel werk en daar geen plusse of minusse hier is nie, kan ons die wortel bo en onder die lyn skei. Bo die lyn kry ons die vierkantswortel van 4 en onder die lyn is dit die vierkantswortel van 9. Ons werk die wortels nou uit. 4 is 2 kwadraat en 9 is 3 kwadraat. Om die wortel weg te vat, kanselleer die wortel en die kwadraat uit. Ons kry 2 op 3. Die vierkantswortel van 4/9 is 2/3. Daar is nog 'n manier wat ons by hierdie antwoord kan uitkom as dit vir jou beter werk. Jy kan ook sê dat die vierkantswortel van 4/9 is gelyk aan die vierkantswortel van 2 kwadraat op 3 kwadraat. Dit kan ook geskryf word as 2/3 alles in hakkies tot die mag 2. Sien, alles het 'n mag 2 en daarom kan ons die mag 2 uithaal. Ons kan nou die vierkantswortel uitkanselleer, want alles binne in die hakies is verhef tot die mag 2. Die antwoord 2/3. Die vierkantswortel van 4/9 is 2/3. 'n derde magswortel van 'n breuk. Ons kan dit op dieselfde manier uitwerk. Nou moet ons net onthou dat ons iets tot die mag 3 nodig het om die wortel uit te kanselleer. Die indeks van die wortel en die eksponent moet dieselfde wees. Ons het 8 op 27. Hier kan ons die wortel skei want daar is geen plus of minus bewerkings nie. Dit is net 'n deel. Die derde magswortel van 8 gedeel deur die derde magswortel van 27. Omdat jy jou magte en wortels goed ken, kan jy sommer dadelik herken dat 8 is mos 2 tot die mag 3 en jy weet 27 is 3 tot die mag 3.
As jy dit nie weet nie, kan jy ook van priemfaktorisering gebruik maak om die wortels uit te werk. Die mag 3 en die derde magswortel kanselleer mekaar uit en ons antwoord is 2/3.